Goeiedag, dit is 'n voorreg om vanoggend weer so vir 'n paar oomblikke saam met jou te kan kuier. Ons is besig met ons Pinksterreeks van 2026 rondom die tema van merkers op ons pad saam met die Heilige Gees. En so in ons eerste boodskap het ons so vir 'n paar oomblikke saamgesels rondom die persoon en die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Vandag wil ek graag 'n tweede temaatjie aanpak en dit is die tema van rondom die Heilige Gees en heiligmaking. In besonder wil ek vandag so 'n bietjie saam met jou een of twee opmerkings maak rondom heiligmaking. Ek wil vir jou neem vanoggend na Esegiel 36, na 'n baie besonderse belofte wat die Here vir sy volk gee. Hulle sit in ballingskap, maar hy kom na hulle en hy praat oor 'n tyd en 'n verandering wat hy in hulle lewe sal bring. En sê hy onder andere die volgende in Esegiel 36, daarvan af vers 24. Hy sê, ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom, sê die Here hier in Esegiel 36. Nou is my voorreg om vanoggend weer so vir 'n paar oomblikke saam met jou te kuier en 'n paar gedagtes net rondom die Heilige Gees en heiligmaking vir jou net weer uit te lig. Luister na hierdie kragtige belofte wat die Here hier in Esegiel 36 gee. Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lewe. Nou dit is 'n belofte wat God vir ons gee, om vir ons te sê dat hy ons van binne af sal verander. Die Heilige Gees sal jou nie net red nie, maar hy sal kom om jou lewe te transformeer, om jou lewe te verander. Nou hierdie werk, en dit wat die Heilige Gees in ons doen om ons lewe te verander, noem ons heiligmaking. En dit is nie 'n klein of 'n opsionele deel van ons lewe nie. Inteendeel, dit is sentraal. Dit is God se wil vir elke gelowige, dat ek en jy nie net sal weet dat ons vergewe is nie, maar dat ons ook sal ondervind hoe God ons verander, al meer en meer na die beeld en die gestalte van ons Here Jesus Christus. Die Bybel sê, wees heilig, want ek is heilig. En dit beteken dat God nie net wil hê dat jy moet glo nie, maar hy wil ook hê hoe ek en jy leef, dat dit tot sy eer sal strek, elke dag en in elke situasie. Wat beteken heiligmaking regtig? Dit beteken om afgesonder te wees vir God en om al meer na die beeld van ons Here Jesus Christus verander te word. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar dis 'n proses, 'n lewenslange reis. Die Heilige Gees werk in jou en my lewe om die sonde af te breek en 'n nuwe lewe in ons lewe op te bou. Hy wys vir jou wat verkeerd is, maar hy gee ook vir jou en vir my die krag om reg te leef. En dit beteken nie dat ek en jy oornag perfek gaan wees nie. Dit beteken dat jy wel anders gaan leef. Jy gaan ander begeertes begin kry, jy gaan ander prioriteite begin kry. Jy wil God behaag, al sukkel jy nog baie keer met hierdie dinge. Waarom is dit so belangrik? Waarom is heiligmaking so belangrik? Ek dink gewoon omdat God heilig is. God is volkome rein. God is sonder sonde. En hy roep jou en my. Inteendeel, hy het jou en my geskep om sy beeld te dra. Jou lewe moet iets van God weerspieël. En wanneer 'n gelowige aanhou leef soos die wêreld, bring dit verwarring oor God en oneer van God.
Maar wanneer jou lewe begin verander, wanneer daar liefde en trou en vreugde en getrouheid en gehoorsaamheid uit jou lewe begin vloei, dan wys dit dat God werklik in jou lewe aan die werk is. Die Bybel sê selfs sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Dit beteken nie ons word deur goeie werke gered nie, maar dit beteken wel dat ware redding wys uit 'n veranderde lewe. Waar daar geen verandering is nie, moet 'n mens dalk baie eerlik die vraag vra: is die Heilige Gees hier in beheer? Is die Heilige Gees hier aan die werk? Maar nou moet ons ook baie eerlik met mekaar wees rondom hierdie saak van heiligmaking. En dit is dat hierdie is nie 'n maklike pad nie. Heiligmaking is 'n stryd. Elke gelowige ken dit. Jy wil die regte ding doen, maar jy voel, daar's 'n trek in jou wat jou na die verkeerde wil trek. Jy weet wat God vra, maar iets in jou stry daarteen. Nou die Bybel verduidelik ook vir jou en vir my, hoekom heiligmaking 'n stryd is. Want die Bybel vertel vir jou en vir my, dat ek en jy as gelowige, het 3 groot vyande. 3 groot vyande in ons lewe as gelowiges. Die vlees of die sondige natuur, die wêreld en die sielevyand, die duiwel. Dis ons 3 groot vyande waarmee ons as gelowiges worstel. Die vlees is daardie ou sondige neigings wat nog in jou en my bly, selfs al nadat ons tot geloof gekom het, wat maar telkens vir jou en vir my weer wil terugtrek na daardie ou patrone van sonde of gewoontes. Dan is daar ook versoeking, die vyand wat op 'n subtiele manier kom om jou en my te mislei. En dan natuurlik is daar ook die wêreld, die druk rondom jou, 'n wêreld wat vir jou sê, jy hoef nie anders te wees nie, maak soos wat almal rondom jou maak. Dis 'n werklike en 'n daaglikse stryd wat ek en jy het. Maar hier is die goeie nuus, en dit is dat ek en jy is nie alleen in hierdie stryd teen hierdie 3 vyande nie. Die Heilige Gees woon in jou, en hy is nie net jou helper van buite nie, maar hy werk juis van binne af om vir jou en vir my hiermee te help. Die Bybel sê ook dat dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood op te wek, dis daar dieselfde krag wat aan die werk is in jou en my hart en lewe om vir ons te help om hierdie pad van heiligmaking te loop. Oorwinning is moontlik. Maar oorwinning is nie maklik nie, maar dis wel moontlik. En dit bring ons by 'n baie belangrike waarheid rondom heiligmaking. En dit is dit, dat heiligmaking is God se werk in jou en my lewe, maar ook jou en my verantwoordelikheid. God werk in jou. Hy gee vir jou die begeerte en hy gee vir jou die krag om by heiligmaking uit te kom. Maar jy moet op daardie begeerte en krag reageer. Jy moet kies. Jy moet sê nee vir die sonde en ja vir gehoorsaamheid. Jy's nie 'n passiewe toeskouer in hierdie proses van heiligmaking in jou lewe as gelowige nie. Jy is betrokke in hierdie proses. Dink so daaraan. Die Heilige Gees gee vir jou krag om te verander. Maar jy moet daardie krag wat hy vir jou gee, moet jy gebruik. Wanneer jy versoek word om 'n leuen te vertel, nou weet jy mos nou, om daardie storieetjie om so ekstra ou stertjie aan te voeg, dan kies jy vir die waarheid. Wanneer jy met kwaad wil reageer, dan kies jy vir selfbeheersing. Wanneer jy voel en lui voel oor jou geestelike lewe, dan kies jy om tyd met God deur te bring. Daar's geen kort pad nie. Geen kits heiligheid nie. Dit is 'n proses van groei. Stadig, maar seker, maar beweeg ons vorentoe in ons geestelike lewe, in die proses van heiligmaking. Hoe lyk dit prakties? Hoe werk heiligmaking prakties in jou en my lewe? Dit begin by die woord van God. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om jou en my te verander. En as ek en jy baie min van die Bybel inneem, het hy baie min om mee te werk in ons lewe. Die Heilige Gees gebruik ook onder andere jou en my gebed. Gebed waar ons in afhanklikheid voor die Here staan en sê, Here, ek het vir U nodig.
Heiligmaking gebeur ook deur gehoorsaamheid, om te doen wat jy weet wat reg is, selfs wanneer dit moeilik is. En soos wat jy dit begin beleef en ervaar, begin die vrug van die Gees in jou lewe sigbaar word. Daardie liefde, en vrede, en vreugde, en geduld, goedheid, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing, nederigheid. Dit is nie iets, die vrug van die Gees is nie iets wat ek en jy moet probeer nastreef of namaak of aanplak in ons lewe nie. Dit is gewoon die resultaat van die Heilige Gees se werk in jou en my lewe, wanneer ons hierdie diep begeerte het om meer en meer die gestalte van Christus aan te neem in ons lewe. Maar selfs in hierdie proses is ek en jy van genade afhanklik. Jy gaan struikel, jy gaan soms val, maar die Heilige Gees los nie vir jou en my in hierdie proses van heiligmaking nie. Hy oortuig jou, hy rig jou op en hy help jou om weer aan te gaan. Liewe broers en susters, ons praat vandag so 'n bietjie oor 'n onderwerp wat baie keer moeilik is om 'n greep op te kry. Die wonder van jou en my lewe as kinders van die Here is dat in Jesus Christus het ek en jy alles wat ons nodig het om die pad as kind van God hier op aarde te loop. Onder andere het jy die Heilige Gees wat reeds aan jou gegee is. 'n Nuwe hart waarvan Jesegiel 36 praat, is vir jou moontlik, omdat die Gees ook aan die binnekant, van binne aan die werk is in jou lewe. Die vraag is dus nie, het ek genoeg krag vir die pad van heiligmaking nie. Die vraag is wel, is ek bereid om oor te gee, om saam te werk met die Gees van God in my lewe? Mag dit die stille gebed in elkeen van ons harte wees, hierdie gebed. Here, maak my heilig, vorm my, lei my, help my om te leef tot U eer. Want dit is God se wil vir jou lewe. Nie net dat ek en jy gered sal wees nie, maar dat ek en jy ook 'n lewe sal leef wat wys dat daar 'n verandering gekom en dit is die werk van God. En soos wat jy dag vir dag groei, sal jy al meer lyk en word na die gestalte van ons Here Jesus Christus. Tot op daardie dag, na jou sterwe, of met die wederkoms van die Here Jesus Christus, wat jy volmaak voor jou God en jou Skepper en jou Vader sal staan. Mag die Heilige Gees vir jou en vir my onderneem op hierdie pad van heiligmaking. Môre wil ek so vir 'n oomblik saam met jou gesels oor daardie groot onderwerp van wat beteken dit om te wandel met die Gees? Wat beteken dit om die Gees toe te laat om jou gedrag, jou lewe te bepaal? Kom ons sit so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg dat ons mag weet dat U is die Here God wat die goeie werk in elkeen van ons begin het. U, o Gees van God, het vir ons elkeen by 'n plek in ons lewe gebring waar ons geloof in ons Here Jesus Christus kon stel. Maar Vader, ons hoor ook vandag dat U ook wil hê dat daar verandering in ons lewe sal kom, 'n nuwe lewe, 'n lewe wat afgesonder vir U sal wees, om ook daardeur juis 'n verskil vir U naam, U koninkryk en U eer ook hier op aarde te maak. En daarom kan ons vanoggend maar net weer kom en gee ons onsself as offers, as lewende en heilige offers, en vra dat U die goeie werk in ons lewe sal voortsit, in en deur die persoon en die werk van die Heilige Gees. O Gees van God, U is welkom om in ons lewe te werk. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen.